Een lewe is bloot net te kort om alles te kan beleef en om alles te voel wat jy graag wil voel. Deur middel van lees gaan jy plekke bereik waar jy andersins nooit sou by uitkom nie. En jy gaan dinge voel wat jy nog nooit voorheen gevoel het nie. Maak jouself oop vir 'n wye wêreld van fantasie, feite en fiksie. Sluit aan by Radio Overberg se nuwe inisiatief, Leesdraers. Dis ons boekklub. Maak jou wêreld groter en kom sluit aan. Ek selfs vandag met Stefan Burden, ons eie singende predikant. Stefans het begin om kinderstories te vertel en hy doen dit verskriklik oulik. Hy is vandag hier om vir ons meer van hierdie gedeelte van sy lewe te vertel. Ons het baie goeie nuus vir ons luisteraars, want jy het begin om vir hulle kleuters, vir die kinders, die oulikste kinderstories te vertel. Hallo Annemarie, dankie. Ja, dis lekker om weer met julle te gesels. Stefans, vertel nou net vir ons luisteraars presies, waar is hierdie gedagte gebore en hoe dit tot stand gekom? Ek het al 'n paar jaar gelede het ek 'n klompie kinderstories geskrywe en Bybel Media het 'n boek uitgebring, Diere Plesiere, met 'n CD, met 'n kinderserie by. En laas jaar nou met die erge lockdown wat ons gehad het ek mos nou baie tyd gehad en het ek weer besluit, wag, ek gaan my pen opneem en het ek begin stories skrywe, weer eintlik so amper al vir opvolg en ook 'n klompie diere stories met 'n waarde en aktiwiteite vir kinders. So ek het toe besluit ek gaan nou so 'n bietjie weer skouer aan die wiel sit en toe het ek 14 nuwe stories geskrywe. Maar dit is nou 'n vreeslike oulike storie om dit te vertel. Ek wil net gou by jou hoor, wie het daardie baadjie vir jou gemaak? Want ek is oortuig daarvan, jy kry baie aandag as jy hom aantrek. Die baadjie is eintlik 'n lang geskiedenis. Dis iemand wat hier so in Woester, die persoon is nou al oorlede, wat van Bloemfontein afgebring het en die baadjie het by ons geland en en toe ek nou begin met die kindergoed skrywe, toe dink ek dit is mos nou ideaal, die kleurvolle baadjie met die kleurvolle storie. So ja, dit trek definitief baie vinnig aandag. Dit sit jou sommer dadelik in karakter. Daar's nie 'n stywigheid rondom dit nie. En die naam van jou stories hierdie keer is die Storiespens. Ja, ek het gedink, dit was nogal moeilik om 'n naam te kry, waaronder ek dit nou kan uitstuur. En toe dink ek sommer spens is mos 'n wonderlike ding met verskillende goed wat jy ontdek, veral as jy daar in jou ouma se spens rondgekrap het, dan is dit altyd die lekkerste goed. En toe het ek gedink, miskien sal dit nou lekker op die oor val en ook so 'n bietjie 'n simboliek hê, weet die storie spens, gaan haal jou storie uit die spens uit, weet van die rak af. Weet so dit was soort van die idee met die naam. Jou stories het almal daar's 'n les in. Of daar is 'n waarheid in elke storie. Ek glo dit is in elk geval so, maar jy het dit spesifiek geskryf om vir kinders begrip te gee rondom hulle geloof. Ja, dit was nogal vir my, toe begin skryf was dit eintlik maar net lekker stories, verbeeldingryk en so 'n bietjie kreatief wees en ook vir die kinders hulle verbeelding laat aangryp met sommer net verskillende karakters. Maar ek het besef, ek wil graag iets doen, dit moet nou nie 'n prekerige storie wees, dit moet nou 'n lekker storie wees, maar iewers moet 'n mens iets neer kan sit vir kinders, sonder dat hulle dit amper agterkom, speel, lees, kom hulle weer soort van by 'n waarde uit wat jy kan onthou vanuit die storie en ook in jou lewe kan inbou, en ek dink dis baie nodig vir kinders om daai waardes te leer, waardes van eerlikheid en respek en net om jouself te kan wees en nie te kompeteer met ander mense rondom wie jy is nie, maar net jouself te kan wees. So die idee was om nie, ek het 'n bietjie van 'n ander lyn getrek nou, ek kon dalk Bybelstories gebruik het en daaruit iets probeer doen het, maar ek het gevoel ek wil
soms so 'n bietjie van 'n ander kant af kom, weet, vanuit sommer met die klomp diere en dan daai karakters en dat hulle soort van iets 'n plek inneem en dit ons kinders soort van help om sommer met hulle te identifiseer en speel soos ek sê eintlik 'n waarde aan te leer. Maar waar kry ons dit in die hande? Ja, kyk ek het gedink om dit baie gouer in die hande te kry. Deesdae is dit mos nou weet vir baie keer vir juffrouens in skole. Ek wil môre gou 'n storie hê vir die skool, weet vir die of daai. En dis hoekom ek dit nou digitaal soort van wil beskikbaar stel, weet amper soos 'n e-boekie. Ek het daai roete gevolg hierdie keer, weet drukkoste en daai goed is ook nogal groot, maar vir weet om boeke te druk en so aan. Ek het net dit was net hierdie keer in my gevoel, dit is miskien die manier hoe ek dit wil doen. So daar's 'n webblad na my webblad toe Stefans met 'n f.co.za en as hulle op die webblad kom dan klik hulle net op die stories pens. As hulle daar klik, dan is al die stories daar. Die stories is in Afrikaans en dan het ek een van die juffrouens hier gevra wat Engelse juffrou vir my te help om dit te vertaal. So die stories is ook in Engels. Dis dieselfde storie maar is in Engels en Afrikaans. So dan kan jy dit daar gaan koop. Hulle sal volg maar net die instruksies daar. Is R15 'n storie, weet. So ja. Bobbejans binnekop met jou lang pote. Goeiedag maats en ouers, my naam is Stefans Burden en ek stel my nuwe webblad Die Storiespens aan julle bekend. Ek onthou nog as kind hoe ek in my ouma se spens rondgekrap het vir die lekkerste lekkernye om te eet. Die Storiespens, 'n klompie kleurvolle stories wat jy op my webblad kan aflaai. Stories van muggie, mier en muskiet wat op die dam roei, stories van springkaan en koringkriek wat hoog spring en ook olifant wat die predikant in die bos is. Elke storie het 'n waarde wat neergelê word by ons kinders en het ook aktiwiteite wat jy lekker saam met jou kinders kan doen. Gaan klik op die webblad stefans.co.za en gaan laai hierdie stories af en kuier lekker saam met jou kind rondom hierdie storie. Mag dit vir jou 'n lekker ervaring wees en mag jy ook die stories ken. Kort nou 'n sanger, maar vier vlieg sê nee. Ryk vars koffie, pitte prit in die kombuis. Hoor die draadloos ons lied speel in die huis. Toe ons nog baie vir min kon koop, jy jou beskuit in my koffie wou doop. Neem nuwe foto's, skryf nuwe stories, trap nuwe spore, leef nuwe drome. Neem nuwe foto's, skryf nuwe stories, trap nuwe spore, leef nuwe drome. Hang verlange soos toue uit die dak, swart en wit foto's in die muur opgeplak. Trek versigtig tou vir tou, kyk na die kikkies, kan jy nog onthou. Neem nuwe foto's, skryf nuwe stories, trap nuwe spore, leef nuwe drome. Neem nuwe foto's, skryf nuwe stories, trap nuwe spore, leef nuwe drome.
is 'n rolprent wat oor en oor speel. Weet ek jy het lank al my hart kom steel. Ek onthou gister nog soos nou, ons ou storie in my hart vasgehou. Neem nuwe foto's, skryf nuwe stories, trap nuwe spore, leef nuwe drome. Neem nuwe foto's, skryf nuwe stories, trap nuwe spore, leef nuwe drome. Leef nuwe drome. Leef nuwe drome.